Bangstil. Adalah ini sesegi. Ik wil het nog eens zien. Dat is de reden hoekom we zo verdiend werden. Maar we zullen niet What is coming in now? So ek is Mona Joon en ek is van die Kleinmond Co-ops en vandag is ons in die Kleinmond hawe om ons kelp harvesting te doen. So een van ons bote is heidiglik op die water en ons wat op die wal is gaan ook besig wees om ons kratte en ons skaal en ons seile, ons hele setup te doen. So wanneer die boot in die hawe kom, dan gaan ons offload en dan zodra die boot leeg is, dan gaan ons boot weer terug. So ons het 'n paar rondes wat ons doen in en uit. Want ons boot is nie juist geskik vir hierdie operasie nie, maar ons maak dit moontlik met wat ons het in die co-ops. En dit is een van ons bote wat op ons permit is en wat die reg het om hierdie harvesting vir ons te doen. So vandag is dit een van ons groot operasies wat ons basies 2 dae in 'n week doen. Maar dit hang ook af hoe die seekondisies is. So based on that kan ons gaan harvest. En dan neem ons na die hele operasie, neem ons hierdie kelp na die Abalone Farms toe in Hermanus en ons permit allow ons om daar te gaan aflewer. So wanneer die boot nou inkom, dit is wanneer die groot werk begin. Wat gaan julle nou met hierdie kelp maak? Ons gaan nou weeg en dan gaan ons dit laai op die trailer. En dan waartoe vat julle die kelp? Ons gaan dit Abago toe in Hermanus. Abalone Farm. Wat is die kelp hier? Ela net hier. Ja, nee, ik zal goed. Ela net hier. En als ons thuis is van bamboes te snijden. Voor die koude brek. Ja, en ons maak maar gebruik van die visvangs. Kijk, die wat ons kreeg ook mee van. Dat is goed. Was het nou die vraag afgeleid? So, ons gaan nou weer terug. En as we nou weer gaan sny, die hangvisies oor die bootjie. En dan sny ons die blare af met die sekel. Laai ons van die bootjie en dan bring ons hom maar in en dan maar weer so terug. Dis wat ons nou doen. Uiteindelik gebruik ons net die blare en dit gaan na fabrieke toe, perlemoenplase toe om die perlemoen kos te voed. En dit is nou die nat kelp. Dat is die nat blare alleen dat is. Kan mense hierdie eet? Ik verstaan zo, maar ik heb het nog eens zelf proberen. Verstaan zo. Ja, maar blijkbaar is daar een manier hoe je het moet koken. So, als amper zo zijn, dan kan het. Ik heb het gezien op YouTube, gebruik het amper voor pasta. Substitute voor pasta. Ja. Maar ik heb het nog eens zelf proberen. So, van hier af die Kleinmond uit, as ons hom klaar gelaai het, gaan hy nog verder na Abago toe. So, Abago is een van die organisasies in Hermanus, is 'n Abalone Farm. So, ons het ook saam met hulle agreement
vir die Climate Co-ops en hulle. So hierdie gaan ons straight na hulle toe. So wanneer ons daar afkom, hulle het twee verskillende plase wat die perlemoen groei. So ons gaan laai dan nou daar af. En dan offload ons, wat is dieselfde proses wat ons hier doen. So ons laai af en hulle het bakke daar. So as ons by die een plaas miskien 'n sekere hoeveelheid aflaai, dan gaan ons na die plaas en dit is net oorkant die pad en dit is nog steeds edible. En dan gaan laai ons by die res van die bakke by die ander perlemoenplaas. So dit is waar hulle hierdie kelp gebruik om perlemoen te voer wat hulle groei in die perlemoenplaas. Wat is 680? Alright, so what we're going to do now, we are going to the Betty's Bay for the dry kelp harvesting. So we will follow Julia. She will take us there. She will drop the team. We can see what they are doing, how they collect the dry kelp and pile it. Then she will be coming back, but the team will continue on this side. The truck is coming, so that's why Mornay is remaining behind to wait for the truck to come with the helpers there. The team will, for the dry kelp, will remain in Betty's Bay collecting, and they will just be piling the dry kelp there. They will probably collect the dry kelp tomorrow, the day after. So when we are done in Betty's Bay, we will come back and we can go to the farm where we will see where they are spreading out the dry kelp. If it's not dry enough yet, they will spread it out to dry completely. Hier om die droë kel by mekaar te maak. Meeste van die tyd is mens nou die nat kel wat uitspoel. So hulle raak droog. Meeste van die tyd op die klippe en op die sand. Dan dra ons hulle uit tot op 'n sekere punt en dan knip ons vir hulle in stukkies dat hulle gouer kan droog raak. En dan as hulle nie so swaar as hulle moet uitdra nie, dan maak ons bondeltjies en dan neem ons hulle uit tot by die parkmes. Daarna kom die trailer tot daar en dan laai ons dit op die trailer en ons voer dit na 'n plaas toe buitekant die dorp. So daar gaan hy nou verwerk raak en dan word hy uitgevoer. So nog iets. Maar die wys wie julle dit stem dan. Okay. Dit is okay. Hier is maar dan wat daar. Of okay, dit gaan goed verduidelik. As hy nog so is, nee, dan kan ons daai gedeelte af die hare aan. Dan die vogeltjies eet aan die hare. So as hulle hier inkom, dan gaan hulle binne die bamboes in, dan lyk dit so. So ons gaat nie vir hulle los ons, maar ons knip vir hulle so. Knip ons vir hulle, sit stukkies dan poes vir hulle in onderhoud daaraan. Ik werk voor Kleinman, een coöperatie, small scale coöperatie. We stellen droogbamboes op, tel op, dan gooi je het één kant dat het nog haal. En nat bamboe gooi ons ook één kant, dat hij ook droog raakt. Terwijl hij wacht om droog te raken, vat ons die andere droogbamboes naar een nadere punt, waar we het op een hoop gooien. Zoals hij vervoer komt om het te laaien, dan is het bij die laatste punt waar het gelaaid wordt. Soos jy sien, werk ons al die bamboes wat hier lê, en spoel werk ons dit eers buite na toe, vir die droog proses. En het droog raak, as het klaar is, dan vat ons die droog uit. En die nattes bly nog till het kan droog word. So werk ons na 'n punt toe, dat ons van 'n punt af alles op 'n mooi manier kan wegkry. Tot daar wat ons het aflaai op die plaas, en
Daar sal ons julle op 'n latere stadium verduidelik waar die plaas is en waartoe ons dit vervoer. So maar verder gaat ons nog heel erg aan hier op vele wys hoe die bamboes beweeg word, die nat bamboes, die koppe kap ons af, dat die pype alleen is. En nou ons die pype, ons gooi hom op daar, laat dit ook droog word. So dit is beter vir ons om het so te werk, as wat ons nou met die hele nat bamboe. Dat is 'n bietjie swaar, want jy sien ons nou, ons is nou net 3 vroumense en ons 2 mans. Maar ons geniet ons werk. Ons geniet ons werk. Okay, soos dit nou hier lê, moet dit nog 'n bietjie uitdroog. Nee, ons bring dit hierna toe van die see af, en dan kom strooi ons dit hier uit. En dan laat ons dit so 'n klein bietjie droog word. Sodra dit droog genoeg is, dan gaan ons dit begin chip met die chipper. In sakke skoonmaak, al die sand en goed uitkry, en daarna word dit in sakke gesit, toegemaak en ons container gebêre tot ons dit daarna verkoop. Op die oomblik, soos ek sê, ons is nog in 'n proses om marketes te nader voor. Ja, so ek kan nog nie sê wat hulle nou op die oomblik daarmee gaan doen nie, maar party van hulle, met die wat ons al nou al gesels het, maak hulle soos produkte daarvan. Ek weet een van die dinge is hulle doen dit met die plante, soos 'n voeding. Yes, toch something, ja, daarmee. Maar zoals ze zei, op die oomblik is nog geen marketes. Ons beoog om binnenkort marketes te nader. Als ons alles goed hier op die airfield. En begin ons chipperij te doen en zo. Dus ons is een baie klein gemeenskap in Kleinmond. En ons is mos nou een coöperatief van 78 members in die coöperatief. Ons droom is en soos Joan weet, ons is werkloosheid is 'n groot ding hier in ons dorp. En wat ons beoog hiermee, ons wil dit stig as 'n company vir ons mense, vir die coöperatief mense en selfs ook vir die breë community. Ons wil graag werk skep, want as ons groot gaan met hierdie ding, kan ons baie mense in die gemeenskap help. Voor ons eintlik begin het, dit was 'n struggle aan die begin. Ons het nie resources gehad om in die kelp te begin nie. So ons het met 'n permit gesit, basically, wat nou vir maande net daar gelê het. En toe het ons aansoek gedoen, 'n business plan gedoen, en dit aan WWF present, en dis hoe hulle vir ons toe assist. So hulle het vir ons gehelp net om aan die gang te kom, soos met die container en om ons goed tot hier te kry, en selfs ook die mense net te help om die kelp te gaan optel. Ja, dis hoe alles begin het. En dat ons een van die training selfs gaan kry deur hulle hoe om die kelp te harvest sustainable. Want dis waaroor dit gaan. Want ons kan nie net leegmaak langs die water en niks bly oor nie. So daai is hulle gedeelte waarin hulle vir ons assist om trainings en help met the resources, sodat ons kan sustainable harvest al hierdie kelp. So ons wil verlang aan die gang wees, en selfs vir die future generations moet na goed agterbly, ja. Ek is nog klaar.